Goeiemôre. Jy luister na die reeks Kopskuif, 'n reeks oggendoordenkings waar ons nadink oor ons denke, ons brein en ons gedagtes, ons lewe en lewensverloop bepaal. Die skoolkwartaal begin vandag. Baie sterkte aan al die kinders wat vandag op die koudste dag van die jaar sover terug gaan skool toe. Dis 0 grade hier by ons in Wonderboom Pretoria. Maar ek verneem gister by meneer Kobus Visser van Agri SA dat plekke in die Vrystaat tot -15 grade temperature gemeet het. Wel, die ou mense het gesê as die winter koud is daar minder peste in die somer. Ja, terwyl ons dan vanmôre hier sit en bibber, sien ons uit na 'n peslose somer. Ons gaan vir die volgende paar weke ernstig kyk na kognitiewe en emosionele vaardighede wat ons kan aanleer. Ons gaan saam nadink oor ons skepingswaarde, selfvervullende profeseë, bewuste en onbewuste denke, gekondisioneerde oortuigings en wêreldbeelde, selfbewussyn, ons selfspraak, visualisering, die rol daarvan, optimisme, hantering van stres, en uiteindelik die ontsluiting van ons ganse lewenspotensiaal. Die potensiaal waar volgens God ons geskep het. Maar voordat ons daarby kom, wil ek die grondwerk lê vir eintlik die groter konteks waarbinne ons hierdie gesprek het. En dit bring my dan by hierdie 94ste oordenking met die tema The Dash. Terug in 1996 het 'n op daardie stadium onbekende vrou eenvoudige gedig geskryf wat binne dae die wêreld omseil het. Dis merkwaardig vir daardie dae toe sosiale media nog nie 'n rol gespeel het soos vandag nie. 'n Plaaslike radiostasie het dit voorgelees en binne dae het miljoene der miljoene mense oor die ganse aarde die gedig gedeel. Hier is die rede waarom Linda Alice The Dash geskryf het. Sy sê dit was 'n tydperk in haar lewe waar sy tussen top uitvoerende hoofde van reuse korporasies gewerk het. Dit was 'n streng en kompeterende werksomgewing. Terwyl hulle suksesvol was in besigheid, het sy waargeneem dat hoe daardie mense se prioriteite pas uit was met die lewe self. Dit het gelyk of hulle meer bekommerd was oor minder belangrike sake wat in die groter konteks van die lewe eintlik geen waarde gehad het nie. En dat dit wat die meeste tel, eenvoudig uit fokus begin val het. Tegelyk was daar woorde wat aan haar kop bly maal het, afkomstig van 'n brief wat een van haar medewerkers se eggenote geskryf het. Sy was sterwend aan kanker. Maar hierdie sterwende vrou het duidelik die geheim van die lewe beter verstaan as die mense wat in die samelewing se oë die hoogste sport bereik het. Toe skryf sy hierdie gedig met die naam The Dash. Miskien het jy dit al voorheen gelees. Dalk hoor jy dit die eerste keer. Maar ek wil tog vir jou vra en eintlik uitnooi. Luister asof jy dit nog nooit gehoor het nie. En kyk of jy 'n uitdruk daarvan kan maak en op jou yskas deursit, jou kamermuur, of waar jy dit ook al elke dag kan lees. I read of a man who stood to speak at the funeral of a friend. He referred to the dates on the tombstone from the beginning to the end. He noted that first came the date of birth and spoke of the following date with tears, but said what mattered most of all was the dash between those years. For that dash represents all the time they spent alive on earth. And now only those who loved them know what that little line is worth. For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. What matters is how we lived and loved and how we spent our dash. So,
think about this long and hard, are there things you'd like to change? For you never know how much time is left that can still be rearranged. If we could just slow down enough to consider what's true and real, and always try to understand the way other people feel, to be less quick to anger and show appreciation more, and love the people in our lives like we've never loved before. If we treat each other with respect, and more often wear a smile, remembering that this special dash might only last a little while. So, when your eulogy is being read, with your life's actions to rehash, would you be proud of the things they say about how you spent your dash? Kom ons bid saam. Hemelvader, tussen ons geboortedag en ons sterfdag, het ons dash gekry. Die streepie wat ons moet invul, met hoe ons elke dag bly leef. Gee vir ons die wysheid, Here, die openheid van hart, gedagtes en gees, om in hierdie kwartaal, in die oggendoordenkings, maar met elke geleentheid andersins, na te dink oor hoe ons lewe leef. Seën ons, Here, met insig in die geheimenis van die lewe. Wil U deur U Gees ons harte, ons verstand en ons gees open. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde, 'n geseënde dag, 'n geseënde week en 'n geseënde kwartaal vir elkeen.